Here Jesus, U is kosbaar. U bloed is ook kosbaar. En U bloed het vir elkeen van ons gevloei, toe U aan die kruis gehang het. En Here, ons is opgewonde, en ons sien uit daarna vanmôre, om te kom leer. En Here, dat dit wat ons gaan leer vanmôre, is my gebed, dat dit so 'n groot verskil in ons lewens gaan maak, dat elkeen van ons wat hier sit vanoggend, as nuwe mense hier gaan uitstap. En ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Nou goed, die bloed van Jesus. Ek het baie lank terug, eerste klompe jare van die Bybelstudie, het ek oor hierdie onderwerp gepraat, en ek het net gevoel om dit weer vir 'n slag te doen, want ons gaan nou, so by die inleiding gaan ek vir julle sê hoekom. Goed, kom ons lees Romeine 3, want dit is ons skriflesing vir vandag, wat opsom waaroor dit gaan. Romeine 3 vers 21 tot 26. En ek gaan vir julle daaruit lees. Daar staan, nou vers 20 sê, geen mens sal op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. En dan sê hy, maar nou, en ek en jy is in hierdie tyd wat ons noem nou, maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig het in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit, hierdie vryspraak, sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het sondig en is ver van God af, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as 'n offer, wat deur sy bloed versoening bewerk het vir hierdie wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Gaan ek 'n stukkie uitlos, die laaste sinnetjie. Hy oordeel regverdig, deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. 'n mondvol. Nou, die verlossing deur Jesus Christus, hierdie verlossing wat ek en jy kry deurdat Jesus gesterf het aan die kruis, wil ek vanmôre vir julle as inleiding kom beskryf met 3 fases. Die eerste fase is hierdie gebeurtenis wat nou is. Hierdie gebeurtenis van wat ons nou gelees het, wat nou vir my en vir jou verduidelik gaan word vanoggend. En dit is, as 'n persoon glo in Jesus Christus, dan is hy gered. Goed? En ek glo almal van julle het al daai besluit geneem, en daai keuse gemaak en gesê, ek glo in Jesus Christus, so julle is gered. Dis wat in Handelinge 16 vers 31 beskryf word, toe Paulus en Silas in die tronk is, en die tronkbewaarder red hulle op die ou end, en kom tot geloof, en Paulus sê vir hulle, glo in die Here Jesus, en jy sal gered word. Hierdie redding, hierdie verlossing, wat vir die bewaarder daai dag gesê is van Paulus, omdat hy glo. So dis hierdie gebeurtenis dat jy gered is. Die Bible Dictionary beskryf dit as volg. Hy sê dit is the spiritual, met ander woorde, 'n geestelike iets wat hier binne in jou gebeur, and an external deliverance, iets wat van buite af ook gebeur. Granted immediately, dis 'n ding wat onmiddellik met jou gebeur, by God, to those who accept His conditions of repentance and faith in the Lord Jesus, in whom alone it is to be obtained. Want Handelinge 4 vers 12 sê, daar is geen ander naam vir die mense op hierdie aarde gegee, waardeur hulle gered en verlos kan word nie. Net die naam van Jesus Christus. And upon confession of Him as Lord, wat Romeine 10 vers 9 sê, wat elkeen wat die Here wat vir Jesus as Here
aanroep, hy sal gered word. So jy moet sê, Here, wat beteken eienaar? Jy sê, Jesus, ek behoort nou aan U. En jy word sy kind. So dis deel van die gebeurtenis van verlossing. Through the gospel as saving instrument. Jy moes die woord gehoor het, en daarom sê Romeine 1 vers 16, sê Paulus, ek skaam my nie vir die evangelie nie, die gospel nie, die good news van wat Jesus gedoen het nie, want vir my is dit 'n krag tot redding. So hierdie gebeurtenis het gebeur, jy het die woord gehoor, jy het dit geglo, en jy het gesê, Here, ek wil aan U behoort, en toe gebeur daar internal, spiritual en external, 'n klomp goed met jou immediately. Okay, dis die eerste fase. Die tweede fase is nou is ek en jy verloste mense. En nou lees ons in Filippense 2 vers 12 en 13, dat ons moet beywer om soos verloste mense te lewe. En God maak ons gewillig en bekwaam om dit te kan doen. En nou is die hele fokus van die kerk en van gelowige mense in 'n proses van probeer en sukkel en probeer en sukkel om te lewe as verloste mense. En ons kry dit nie reg nie. En dan probeer ons maar weer, en ons loop kursusse en ons doen allerlei goed om dit tog net reg te kry om as verloste mense te lewe. En weet julle, toe ek nou weer dink oor hierdie goed, as hoor ek hoe die Here vir my sê, weet jy wat, ons is so, die Here het dit nie gesê nie, maar ek het dit gedink, ons is so dom. Want ek wil nou vir julle vra, die Here verduidelik vir my hierdie storie so, hy sê, as jy 'n toets skryf, want om te lewe as verloste mense is nou 'n toets. As jy 'n toets gaan skryf in wiskunde, en jy ken nie jou tafels nie, is daar maar soos in geen manier om daai wiskunde toets deur te kom. Jy sê, julle moet my saam. Jy moet jou tafels ken, om te kan algebra doen, om te kan meetkunde doen, en al die somme te kan doen. En net so, vir my en vir jou, om as verloste mense te lewe, moet ek en jy die grondbeginsels, soos wat tafels is vir wiskunde, moet ons weet wat die bloed van Jesus vir my en vir jou gedoen het. Dan is dit easy peasy om as verloste mense te lewe. Want ons probeer nog steeds van goed ontslae raak, wat Jesus al klaar vir ons van kan ontslae gemaak het. Ons probeer nog steeds goed oorwin, wat Jesus al klaar vir ons geoorwin het aan die kruis. Ons probeer nog steeds van goed ontslae raak, wat hy al klaar vir ons weggevat het. Waarvan ons klaar vry is. En ons glo dit nie, en ons besef dit nie, en ons hoor dit te min, en daarom probeer ons sukkel en kry ons dit nie reg, om hierdie verloste lewe te lewe, wat ek sommer hier beskryf het op die aantekeninge, as 'n lewe van toepassing, en van vordering, en van oorwinning nie. En dan die derde fase, is die finale gebeurtenis, met Jesus se wederkoms, wat Romeine 13 vers 11 sê, dat Jesus gaan kom, om die finale verlossing vir ons te kom bring, en dan sê Hebreërs 9 vers 28, as hy weer kom, gaan hy nie kom in verband met sondes nie, want die sondes is klaar weg, gone. Maar hy gaan kom in verband met ons verlossing, ons finale verlossing, om dan vir ons ook weg te vat van hierdie aarde af, sodat ons ook dan van dit ontslae kan wees, en vir ewig by die Here gaan lewe. Maar hierdie nommer 2, is ons gesukkel hier op aarde, en ek glo en vertrou, dat ons vanmôre se Bybelstudie, gaan julle nommer 1 onder die knie kry, laat julle makliker nommer 2 kan doen. Ok? Gaan ons 'n bietjie kyk, sien julle uit daarna? Ok. Kom ons kyk na die 5 funksies van Jesus se bloed. Nou, bloed is 'n simbool, of 'n teken, van lewe. Want ek meen, al die jare in die ou verbond, het die bloed ook gevloei. Maar daai bloed van bulle, en van lammers, en van duwe, en allerlei goed wat hulle geoffer het nooit gewerk nie, het nie 'n finale, permanente effek gehad nie. Dit was van offer tot offer, is daar vergifnis gewees, of van die jaarlikse offers wat die priesters gedoen het.
En dan moet dit maar net oor en oor gedoen word. Maar die bloed van waarvan ons vanmôre gaan praat, het 'n ander storie gehad. Nou kom ons lees in Genesis 9 vers 5. Hierdie vers het vir my ook net laat besef hoe belangrik bloed vir die Here is. In Genesis 9 vers 5 sê die volgende vers: wanneer julle eie bloed vergiet word, met ander woorde, wanneer ek en jy bloei, ons word gesteek met 'n mes, of ons word doodgemaak, of wat ook al. Wanneer ons 'n eie bloed vergiet word, sal ek, die Here, daaroor rekenskap eis, want dit is julle lewe. Van 'n dier sal ek rekenskap eis oor die lewe van 'n mens. As 'n dier vir jou moet doodmaak, sal daai dier moet rekenskap gee by God oor my bloed wat gevloei het. So belangrik is my bloed vir die Here. En van 'n mens sal ek rekenskap eis oor die lewe van sy medemens. So as ek iemand anders doodmaak, dan gaan God van my rekenskap eis daarvan. Want bloed is belangrik. In bloed is lewe. En dis in die volgende vers, Levitikus 17 vers 11 staan daar, omdat die lewe van die dier in die bloed is, het ek die bloed vir julle gegee, om op die altaar versoening te doen vir julle lewens, omdat bloed versoening bring, as gevolg van die lewe wat daarin is. En dan Johannes 6, vers 53 tot 56 lees ek vir julle, daar staan, as jy nie die liggaam van die seun van die mens eet, en sy bloed drink nie, het jy nie die lewe in jou nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. My liggaam is die ware voedsel, en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. So belangrik is die bloed vir Jesus. Goed, om net weer terug te kom na hierdie lewe van verlossing. As ek en jy verstaan dat Jesus se bloed, wat die volle betekenis daarvan is, dan Carlos Ortiz het dit destyds so beskryf. Dit is soos by die sirkus kry jy mos, wat hoe mense hierdie akrobate wat op die toue loop. Vir my en vir jou om hierdie lewe te lewe van, kom ons noem dit nou maar performance, om die regte dinge te doen, om die regte stappies te stap, is soos 'n akrobaat wat op daai tou loop. En julle weet, dis moeilik. Dis baie moeilik. Maar besef julle, dat wanneer daai akrobaat op daai tou loop, en hy weet, daar's 'n net onder hom, dat as hy dalk val, dan gaan hy nie seer kry nie. En as hy val, gaan hy eintlik net so 'n hoppietjie maak, en dan kan hy maar net maak asof, ag jy weet, dis nou deel van die show hierdie. En hy gaan nie seer kry nie, dis eintlik waaroor dit gaan. Dan gaan hy minder gespanne wees, hy gaan ontspanne wees, en hy gaan makliker oor daai tou loop. En dis presies wat daai bloed van Jesus vir ons is. Dis soos 'n net onder ons van beskerming. Wat vir my en vir jou net sê, weet jy wat? Ook al doen jy nog verkeerde goeders, daar is iets wat my bloed vir jou doen, wat vir jou beskerming maak. My bloed, kyk net na my bloed, en jy sal rustig wees en ontspanne wees. En dit is waaroor vanoggend se Bybelstudie gaan. Kom ons kyk nou in detail na die 5 verskillende funksies wat die bloed van Jesus vir ons gedoen het. Die eerste ene is ons verlossing. Ek en jy is verlos van ons van sondes deur die bloed van sy seun, sê Efesiërs 1 vers 7. En Openbaring 5 vers 9 op die aantekeninge sê dat u bloed het mense vir God losgekoop. Die Engels beskryf hierdie verlossing as some intervening substitutionary action effects a release from an undesirable condition. So voordat ons tot verlossing gekom het, is ons in 'n ongewenste, slegte situasie. En met verlossing is daar
intervention wat plaasvind, wat ons kom verlos van dit. En onthou, 'n mens word net verlos van iets wat jou bind. Stem julle saam? Iets moet gebind, wat vir jou aan bande stel. So, Jesus se bloed het ons verlos, het vir ons kom, daai toue, daai kettinge is geknip. Daai toue is geknip, sodat ek en jy kan vry wees. OK, kom ons gaan kyk nou verder na die betekenis, weer eens, dat jy die volle begrip kan kry oor hierdie verlossing. Die Engelse woordjie is redeemed, dis hoekom Jesus ons redeemer is, ons verlosser is. Redeemed beteken to be freed, to buy out, to be purchased, to be rescued, to be delivered from difficulty, al goed wat vir jou dit moeilik gemaak het, from danger, van goed wat vir jou gevaarlik was in hierdie lewe, from bondage, goed wat jou gebind het, by the payment of a ransom price. Nou hierdie payment is soos 'n materiële transaksie. Gestel nou maar byvoorbeeld, jy skuld 3 miljoen rand vir jou huis. En ek is baie nice vir jou, met jou, en ek gaan bank toe. En ek sê, hier is 3 miljoen rand vir hierdie persoon se skuld, sodat hy skuld afgelos kan word. Dan kom jy vry van jou skuld. En jy hoef nooit weer vir daai bank te loop betaal vir jou huis nie. Stem julle saam? Nou so het Jesus vir my en vir jou vrygekoop van 'n klomp goed waarvan ons vanoggend gaan hoor, sodat ek en jy nooit weer hoef te gaan om iets te doen om van dit vry te kom nie. Dis afgehandel. Dis klaar gedoen. En hierdie terminologie word ook gebruik in die ou tyd. Vroeë jare, Ou Testamentiese tyd, het die mense slawe gehad wat vir hulle gewerk het, en daai slawe het geen regte van hulle eie gehad nie. Hulle moes, as die baas vir hulle sê, spring, moet hulle spring. As hulle 3 uur in die oggend moet opstaan om hulle klere te stryk, dan kan hulle nie redeneer en sê, weet jy, ek dink ek gaan dit eerder 5 uur doen nie. Hulle moes alles net eenvoudig presies doen soos wat hulle baas vir hulle gesê het. Maar dan het daar mense gekom om vir 'n slaaf vry te koop, gee hulle bedrag. Dan sê hulle, hierdie slaaf is nou nie meer gebind aan sy werker nie. Hy kom nou vry, en hy hoef nie meer die bevele van daai persoon na te kom nie. Hy hoef nie meer te doen wat sy baas van hom verwag het om te doen nie. En so het ek en jy was ons slawe van sekere goed, wat vir ons gelei het op hierdie aarde om sekere goed te doen, wat ons gebind het. En Jesus het 'n ransomprys betaal, wat vir my en vir jou vrygemaak het. OK? Totaal en al vry. En nou gaan ons kyk na wat hierdie goeders was. Ek en jy moet net weet, Jesus was daai losprys. Jesus se bloed was daai losprys. OK? Jy sien dit in Markus 10 vers 45, 1 Timoteus 2 vers 5 en 6, wat sê, net een middelaar tussen God en mens, wat homself as 'n losprys vir almal gegee het, en sy naam was Jesus. Handelinge 4 vers 12 het ek nou vir julle ook gesê. Die eerste ding wat vir my en vir jou gebind het, was die wet, waarvan ons losgekoop was. Galasiërs 4 vers 5 sê, Jesus het ons, wat aan die wet onderworpe was, losgekoop, en ons as sy kinders aangeneem. Galasiërs 3 vers 23 sê, ons was deur die wet gevange gehou. Die wet het vir ons gesê, jy mag nie dit nie, en jy moet dit, en jy mag nie dit nie, en jy moet dit, al die reëls en regulasies. En ons is los daarvan. Romeine 7 vers 6 sê ook, ons is nou vrygemaak van die wet, want nou, ons moet eers vrygemaak wees van die wet, en dan kan ons eers dien in die nuwe bedeling van die Heilige Gees. Nou luister ons nie meer vir die wet nie, ons luister nou vir die Heilige Gees, en ons laat ons beheer word deur die Heilige Gees. Maar solank as wat ek en jy nog onder die wet is, kan ons nie deur die Heilige Gees gelei word nie. Nog iets waarvan ons losgekoop is van die vloek. Want die wet het gesê,
As jy my nie gehoorsaam nie, dat jy onder die vloek. En julle weet wat het in Deuteronomium 28 is onder die vloeke gesê. Alles jou oesmandjie gaan 'n mislukking wees. Jou bakskottel gaan 'n mislukking wees. Jou oeste gaan nie suksesvol wees nie. Jy gaan tering kry. Jy gaan koors kry. Jy gaan al wat 'n soort siekte kry. Jy gaan nie meer jou verstand kan gebruik nie. Jy gaan swak heupe hê. Jy sal nie meer ordentlik kan loop nie. Jy sal blind word. Jy sal doof word. Allerhande vloeke wat ongehoorsaamheid aan die wet gebring het, was ek en jy onder, solank as wat ons onder die wet was. En Jesus se bloed het 'n prys betaal, wat gemaak het, dat ek en jy kan sê, geen vloek geld meer vir my en vir jou nie. Ons is nou inteendeel geseëndes, en nie meer vervloektes nie. Ek en jy is ook losgekoop van alle tradisies, wat oorgelewerde gebruike is, wat ek en jy by ons ouers geleer het, of by kerkleiers geleer het, of by onderwysers geleer het, goed wat vir ons 'n voorbeeld gestel het, wat die Engels beskryf, useless en fruitless was. Goed wat ons maar net soos donkies oor doen, maar wat eintlik geen effek het tot ons voordeel, in ons verhouding met die Here nie. Dis die tipe godsdienstige gebruike waarvan die Bybel praat, wat in Markus 7 vers 13 voorgeskryf word, verduidelik word, te sê, daai goed wat die woord van God kragteloos maak. Want nou sê die woord vir my, ek moet een ding doen, maar die tradisie sê vir my iets anders, en dan help die woord, het gaan dan geen effek op my hê nie, want ek doen nou 'n ding soos die tradisie vir my sê. Daar's 3 skrifte wat vir my na hierdie goed verwys. Die een is in Kolossense 2 vers 8 wat sê dat jy teorieë en argumente het en filosofieë en allerlei geleerde argumente het wat vir jou vashou. Dis is byvoorbeeld, jy het nou hierdie begeerte byvoorbeeld om 'n onderwyser te word of om 'n dokter te word. Maar die tradisie in jou familie is, ons familie se mense word almal dominees. En nou moet jy maar 'n dominee gaan word om jou ouma en jou oupa tevrede te stel. En jou hart is glad nie daarin om voltyds in die bediening te wees nie. En dan het jy 'n fruitless lewe, want jy is nie geroep deur God om 'n dominee te wees nie. Jy was geroep om 'n dokter te wees. So, dit is 'n voorbeeld daarvan. Ook byvoorbeeld, jy het groot geword met 'n lewenstyl van, man, die lewe skuld jou alles. So, gaan na enige iemand toe en sê net vir hom, gee, en moet jy net nooit gee nie, sorg net dat jy alles kan kry van 'n ander man af. Dis 'n lewenstyl wat nie van die Here afkom nie, maar dis baie keer mense wat in tradisie daai ding oorgeneem het. Dan lees ons ook daarvan in Efesiërs 4 vers 18 wat hy sê, dat ons is so in onkunde, dat ons die lewe wat God vir ons in gedagte het, dat ons dit nie kan kry nie. Dis byvoorbeeld oor onkunde oor siekte. Dat mense nou nog glo, en ons hoor dit, ek hoor dit telke male op televisie, nog in praatjies, en ek lees dit in selfs Christelike tydskrifte, van jy weet, kanker is in jou gene, en hierdie dinge is oorerflik in jou bloed, en al daai goeders hoor ons. Maar mense glo nie, dat die bloed van Jesus, die kosbare bloed van Jesus, het jou vrygemaak van al die geneigthede wat dalk in jou bloed mag wees. Die dokters glo dit ook nie. Kom, ek sê dit, maar ook ongelukkig vir julle. Dis ook goeders wat mense sê, soos byvoorbeeld, jy weet, dis maar in die familie om gay te wees. Dis maar in die familie om te skei. Jy weet, ons voorvaders, almal was geskei. So, as jy nie happy is, die man skei. Skei, kry vir jou iemand anders. Dit is 'n leuen, dis onkunde wat mense glo. En dan maak hulle sulke keuses op grond daarvan, in plaas van dat die woord se opinie vir my sware weeg
as dit wat ek in my kop het, wat ek oorgedra is deur my ouers of deur 'n wêreldkonsep wat aan my oorgedra is. Dan baie interessant dat ek hierdie vers ook gekry het in Jesaja 1 vers 13. Ek het al 'n paar keer daaroor gepraat, wat sê dat die Here sê, ek haat julle Sabbatsfeeste en julle nuwe maansfeeste, wat oorgelewer is van geslag tot geslag. Weet jy wat, kom ons maak dit meer van toepassing op ons feeste wat ons vandag het. Jou Kersfees. Hoe hou jy Kersfees? Maar soos wat jou ouers dit gedoen het? Of wil jy teruggaan? Of jou Paasfees? Dat jy vergeet van hasies, eiertjies en al daai goeders, maar gaan terug om regtig die fokus te kry op dit wat Jesus vir jou gedoen het. En maak dit 'n ware Paasfees, soos wat die woord vir ons sê, dat dit die grootste gebeurtenis is wat ooit in die lewe gebeur het vir 'n Christen, en dit is die sterf van Jesus aan die kruis. Mense maak van Paasfees deesdae niks. Dis vir my belangriker as Kersfees. So moenie dat oorgelewerde bindinge en filosofieë jou wegkry van dit wat die woord vir jou sê nie. Jy lees dit in 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Dan is ek en jy ook losgekoop van alle ongeregtigheid. Die Engelse woord is iniquity, wat beteken the bondage of the self-will. Titus 2 vers 14 skryf daarvan. En Esegiel 18 praat ook daarvan, van die sondes van die vaders, wat oorgedra word aan die kinders. Jy weet, daai ding wat ons lees in Deuteronomium, wat sê, dat ek sal julle sondes van geslag tot geslag, sal ek dit onthou, tot in die 3de en die 4de geslag. Die nuwe verbond sê vir ons, dat ons sondes is vergewe forever. Dit word nie oorgedra van geslag tot geslag nie. Ek en jy moet weet, dat ons kan oorwinning kry oor alle iniquity, oor alle ongeregtigheid. Daai goed wat van jou 'n slaaf gemaak het. Dit is die voorvaderlike, weer eens het dit iets daarmee te maak, wat mense sê, jy weet, in my familie is die mense maar almal koppig. En jy kry 'n tendens van koppig wees, byvoorbeeld. Jy kry 'n tendens in families van hoogmoed. Jy kry 'n tendens van mense wat leuns vertel. Oupa het 'n leuen vertel, pa vertel 'n leuen en seun vertel 'n leuen. Kritiese gees is iets wat so oorgedra word. Geweld, om moord te pleeg, om te vloek en te skel en aggressief te wees. Die hele ou towery storie van, jy weet, my familie is almal met die helm gebore. Die sedelike onreinheid. Verneek jou vrou, familie kom so oor. Dan ook die gees van armoede. Van, jy weet, ons familie is maar almal sukkelaars. En dan word die skelm ook met geld, finansies, is ook word so oorgedra van familie tot familie. Nie regtig nie. Nie regtig nie. Dit is 'n model wat geleer word en wat van gepraat word. En dit word alles ingesluit by ongeregtigheid. Die sondes van die voorvaders. En jy moet vanmôre weet, jy kan al hierdie goed oorwin, ook al het al jou geslagte hierdie goed gedoen, kan jy daarmee van vrykom, as jy vanmôre glo, dat Jesus Christus se bloed het jou vry gemaak daarvan. Dis nie 'n binding waarvan jy nie kan loskom nie, en jy moet eers vir dae vas, en jy moet dit bely, en jy moet allerhande goed doen nie. Glo net, Jesus se bloed het jou vrygemaak, en jy sal vry wees. En sê net dankie vir dit dat hy jou vrygemaak het. Dan nog iets waarvan ons verlos is van die mag van die duisternis. Alles wat die duiwel en die demone, die dief wat in jou lewe wil kom steel, van die mag van die duisternis in jou wil kom doen, moet jy weet, jy's losgemaak daarvan. Nou is jy onder die mag van Jesus Christus, onder die mag van die lig. En dan is jy ook verlos van alle versoekings. 2 Petrus 2 vers 9 sê dit. Want hoekom? Jy het die krag, Heilige Gees krag in jou, om elke versoeking te kan weerstaan. Die Here het dit vir jou gegee.
Jy is ook verlos van elke onheil. In Efesiërs 6 vers 13, met die wapenrusting, waar daar beskryf, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. Dan sê hy, as die dag van onheil kom, nou daai dag, is die dag wat Satan beplan, om vir jou in 'n motorongeluk te kry, of om vir jou 'n griepvirus te gee, of om vir jou wat soek onheil ook al oor jou lewe te bring. Dan sê hy, jy is verlos van daai onheil wat hy kom beplan oor jou. Dis hoekom jy die wapenrusting het. En die eerste item van die wapenrusting is verlossing as helm. Hoe meer jy in jou kop, om jou kop vasgemaak het, die helm van die wete en die oortuiging wat die verlossing van Jesus se bloed vir jou gebring het, en jy dit bedink en oordink en praat, gaan daar al hoe minder dae van onheil wees, wat Satan iets in jou lewe kan regkry. Gaan lees ook in Psalm 91, daar staan van vers 9 tot 13, die Allerhoogste beskerm jou, sodat geen onheil jou sal tref nie. Julle weet van Exodus 12, by die eerste paaslam wat geslag het. Hoe het die duiwel by die huise verbygekom en hulle nie met die dood getref nie, nie met die onheil getref nie? Daar was bloed op die deurkosyne. Al die huise waar die bloed van Jesus aan die deurkosyne was, het die duiwel net verbygekom, die engel van die dood. En hy kon nie in daai huise ingaan nie. Hoe meer jy hier in jou kop, jy is nou die huis van God. Hoe meer jy besef dat jy is beskerm, gecover, bedek met die bloed van Jesus, gaan die ou wat onheil teen jou beplan, net eenvoudig by jou kan verbygaan. Want hy het geen reg, geen toegang in jou lewe, omdat jy bedek is met die bloed nie. Dan is jy ook verlos van die vrees vir die dood. Ek en jy moet weet, dat 1 Tessalonisense 4 vers 17 sê, wanneer ek en jy liggaamlik sterf, gaan ons nie in die graf bly nie. Ons gaan vir altyd by Jesus wees. Vroeë jare, in die ou verbond, het die mense in die graf gebly. Ek en jy gaan vir ewig by Jesus wees. Wanneer ons mense vandag, as jou kinders of jou familie nog geestelik dood is daar net een ding wat hulle moet doen, om geestelik lewend te word, en dit is glo in die evangelie. Die duiwel kan hulle nie meer gebonde hou aan die geestelike blindheid nie, want die evangelie is daar, wat die lig bring, wat mense tot wedergeboorte te kry. So hy het geen mag meer oor die dood nie. Die dood is, die mag van die dood, wat Satan gehad het, Hebreërs 2 vers 14 en 15 sê, dat Jesus het daai mag, wat Satan gehad het oor die dood, het hy kom wegvat. Nie vir homself nie, maar sodat ek en jy vry kan wees. Ons hoef nie meer 'n vrees te hê vir die dood nie. Ek en jy is ook verlos van alle straf met die oordeel. 1 Tessalonisense 1 vers 10 en 1 Korintiërs 1 vers 8 sê, daar sal geen aanklag wees wanneer die wederkoms plaasvind nie. Geen negatiewe veroordeling wat sê, jy staan skuldig nie, geen straf vir my en vir jou nie, daar sal net straf vir die mense wees wat ongelowiges is. Daar gaan wel belonings wees. En ons kan nog eendag daaroor 'n Bybelstudie hou. Ek en jy is ook verlos uit die goddelose wêreld uit. Galasiërs 1 vers 4, wat praat van 'n wêreldsisteem, met sy eie manier van dink, met sy redenasies, 'n wêreldsisteem met 'n sekere leefstyl, 'n wêreldsisteem met sekere waardes en begeertes, en aspirasies, en strewes, wat wêreldse mense nastrewe. Ek en jy is verlos daarvan. Dis nie meer nodig dat die wêreld aan ons moet afsmeer nie. Ek en jy moet nou dit weet, en dan moet ons begin afsmeer aan die wêreld. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van die wêreld, sê Johannes 17 vers 16. En dan, die laaste een. Ek en jy is ook verlos
van die aanklaer van die gelowiges, wat Openbaring 12 vers 10 en 11 sê. Vers 10 sê, die bloed het ons kom vrymaak, en vers 11 sê, ook ons getuienis van die mate wat ek en jy glo in hierdie bloed. Hoe meer ek en jy praat, hoe die bloed van Jesus ons vrygemaak het, hardloop die duiwel van ons af weg. En hy kan ons nie meer kom aankla nie. En wat is die duiwel se populêre manier om vir my en vir jou aan te kla? Hy sê vir ons, jy sê jy's 'n kind van God, en kyk hoe maak jy? Of hy sê, kyk daai ene, kyk hoe bedien sy in die gawes, kyk hoe wonderlike salwing is op hom of haar lewe, en jy sê, jy's al 10 jaar 'n kind van die Here, en kyk wat jy doen, niks vir die Here nie. En dan voel ons so skuldig. Jy moet weet, jy's verlos van alle aanklagte. Dit maak nie saak wat jy doen, of wat jy nie doen, die performance nie. Ons is nie performers nie, ons is gelowiges. En solank as wat jy glo in Jesus Christus, is jou saak reg. Okay? Die Here wil hê ons moet dinge doen vir hom, maar dit maak nie van jou 'n slegter of 'n beter Christen nie. Dit moet jy weet, en moenie aangekla voel deur Satan nie. Weet wie jy is in Christus, en moenie toelaat dat mense wat jou aankla nie, want die duiwel gebruik mense, jou lewe beïnvloed nie. Hebreërs 9 vers 12 sê, al hierdie goed waarvan jy verlos is 'n ewige verlossing. 'n Ewige verlossing. Dit kan nooit beëindig word nie, of jou verlossing kan ook nie minder kragtig of meer kragtig word, soos wat jy beginne dinge doen of nie doen nie. Die Engels sê, it's a complete sovereign freedom to liberate human beings. Dit is wat die Johannes 8 vers 36 sê, as die Seun jou vrygemaak het, dan is jy waarlik vry. Dis wat hy sê. En ons moet hierdie verlossingsfunksie moet ons mooi verstaan. Dan die volgende ene is vergifnis. Hebreërs 9 vers 22 sê, sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergifnis plaas nie. En hierdie vergifnis is God's pardon. His act of excusing the sins of human beings. Nou die sonde kom van Adam en Eva af, julle weet dit, né? En wat was die eintlike sonde wat Adam en Eva gedoen het? Hulle het gerebelleer teen dit wat God vir hulle gesê het. Hulle het gerebelleer teen God se gesag en dit wat God gedoen het. Okay? En weet julle, daai rebellie wat hulle teen God gehad het, wat eintlik maar die oorsaak is van al die sondes wat ek en jy doen. God sê in sy woord byvoorbeeld, ons moet mekaar vergewe. En dan sê ek gaan nie mense vergewe nie. Dis rebellie teen wat God se woord is. En so die sondes doen, is as gevolg van rebellie teen God se woord. Ek wil vir jou gou 'n stukkie lees hier uit Jesaja 63. Dit is so mooi en spreek so duidelik van God se kwaad en sy wraak as gevolg van ons sondes. Jesaja 63 vers 1 tot 3. Hy sê, wie is dit wat daar aankom uit Edom, wat daar uit Bosra kom, met bloedrooi klere aan? Wie is so indrukwekkend met daardie rooi klere aan, so vol krag? Dit is ek, sê die Here, ek wat oorwinning aankondig, wat magtig is om te red. Waarom is u klere so rooi? Waarom lyk dit soos die van iemand wat die wynpers trap? Ek alleen het die wynpers getrap. Niemand van die volke het my bygestaan nie. Ek het op hulle getrap in my toren. Ek was woedend en ek het hulle getrap. Hulle bloed het op my klere gespat en ek het my klere daarmee rooi gemaak. Ek het besluit om nou my vyande te straf. Die tyd van verlossing vir my het aangebreek. Ek het rondgekyk, maar daar was niemand om te help nie. Ek was ontsteld toe niemand my bystaan nie. Ek het self opgetree, my woede het my bygestaan. Ek het volke getrap in my toren. Ek het hulle laat styer deur my woede. Ek het hulle bloed oor die grond laat vloei. So kwaad, soveel woede, soveel toren het God gehad, omdat die mensdom aangehou het om sondes en sondes en sondes te doen. En toe Jesus aan die kruis sterf,
toe raak hy ontsla van al daai woede en al daai toorn en al daai wraak deur sy bloed wat gevloei het, omdat ek en jy sondaars was. OK? So glo nou dat daar geen kwaad en geen wraak en geen toorn meer is, nie omdat Jesus daai sonde weggevat het. Forgiveness beteken 'n pardon, met ander woorde 'n kwytskelding, 'n dismissal, jy ontslag gekry daarvan, en 'n release, dit is weggevat. En dit was Jesus se doel vir aarde toe kom, julle kan daai verse gaan lees. Ek en jy is vergewe van al ons sondes en al ons oortredinge. Al ons sondes en al ons oortredinge. Al daai verse, en weet julle wat, ek het op die ou en die belangrikste versie vergeet om op te sit op die aantekeninge, Kolossense 2 vers 13. Sit hom by al daai klomp verse wat ek daar opgesit het. Efesiërs 1 vers 7, Kolossense 1 vers 14, 1 Johannes 1 vers 9, Handelinge 13 vers 38 en 39 en dan Kolossense 2 vers 13 wat so duidelik sê, hy het met sy bloed al ons sondes vergewe. Daar's nie 'n enkele een wat die Here nie vergewe het nie. Hy het ook geen straf meer oor om vir my en vir jou te straf nie. Al die straf het hy op Jesus geneem. Daar's ook geen toereken van sonde meer nie. Dis nie meer van, ek het my kar gestamp, wat het ek tog nou verkeerd gedoen dat die Here my so straf nie? Dis nie van, jy weet, hierdie mense is aangerand in hulle huis, ek wonder wat het hulle verkeerd gedoen, dat die Here hulle nou so straf nie. Dis ou verbond redenasies, daar's geen sonde wat jy nou nog kan doen, wat die Here sê, gat, ek het daai ene vergeet, so daar moet nog gestraf word vir dit nie. Ek sal maar gou-gou misdadigers stuur, omdat dat hulle so 'n bietjie geslaan kan word, gestraf kan word nie. Jesus het al die straf, Jesaja 53, vers 5 en vers 11 sê, hy het al die straf, vir al die sondes, van die hele wêreld, het hy op hom geneem. OK? Geen straf word meer vandag vir jou toegereken nie, jy kan al die verse gaan lees. En weet jy wat? Daar's ook geen offer meer, wat jy kan kom bring nie. Levitikus 1 skryf van die offer wat gebring is, sê nou maar byvoorbeeld 'n lam, en dan kom jy by die priester en jy kom bely al jou sondes. En dan vat die priester sy hand, aan wie jy nou al die sondes bely het, en dan vat hy sy hand en hy sit dit op die bok se kop. En dan word al die sondes wat jy bely het, oorgedra op die bok. En dan word die bok geslag. En dan is daai sondes nou vereffen. Maar dan bou die sondes nou weer op vir die volgende paar dae, en dan moet jy nou maar weer 'n lammetjie vat, en dan word dieselfde ritueel gedoen. En daar was daar ook 'n jaarlikse versoening, wat dieselfde tipe van ritueel was. Daar was nog net 'n sondebok ook by, wat bly lewe het en wat in die woestyn ingestuur is. So, Jesus se bloed het vir eenmaal, Hebreërs 10 vers 1 tot 18 kan julle lees, vers 12 sê dit, vers 14 sê, hy het vir eenmaal jou volkome vrygemaak van al jou sondes. Hy was die volmaakte offer wat dit gedoen het, en ek en jy hoef nie weer 'n offer te bring nie, en Jesus hoef ook nie weer gekruisig te word nie. Met sy kruisiging het hy die offer finaal afgehandel vir my en vir jou sondes. En op daai oomblik word ek en jy deel van die volk van God. Handelinge 26 vers 18 sê, ons is nou deel van die volk van God. Handelinge 20 vers 28 sê, ons is nou deel van die gemeente van God deur sy bloed. En Efesiërs 2 vers 13 en vers 19 sê, ons raak nou deel van die huisgesin van God. Daai oomblik wanneer jou sondes vergewe word. En dan kom ons kyk na die vryspraak. Die vryspraak, Romeine 3 vers 24 sê, ons word, sonder dat ons dit verdien, word ek en jy vrygespreek. Dit word so mooi beskryf. Die vryspraak is the process by which sinful human beings are made acceptable to a holy God. Hoekom raak ons nou acceptable? Want ons het mos nou nie meer sonde nie. So ons is sondeloos, en nou kan ons voor 'n sondelose God kom. When God justifies,
He charges the sin of man to Christ and credits the righteousness of Christ to the believer. Is dit nie fantasties nie? 'n omruiltransaksie. Al my sondes is op Jesus geplaas en al Jesus se vryheid, se sondeloosheid is op my geplaas. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê dit mooi. Die woordjie justified, as jy hom opbreek, beteken dit just if I'd never sinned. Dis wat dit beteken. Dit pronounce you righteous by acquittal from guilt. Dit beteken jy is onskuldig bevind. En mense, dit moet jy glo. As Jesus vandag afkyk, en Jesus se oë is oral op hierdie aarde, as hy vir elkeen van julle sien voor hom, hy kyk na julle, dan sê hy, my oordeel oor jou is, jy's onskuldig, jy's onskuldig, jy's onskuldig. Dis hoekom Hebreërs 10 vers 17 sê, dat hy dink nie meer aan ons sondes nie. Romeine 5 vers 16 kan jy gaan lees, Jesus neem al ons sondes in sy liggaam aan die kruis, sê 1 Petrus 2 vers 24. En ek en jy is nou vir die sonde dood. Met ander woorde, daar's geen sondes nie. Geen sondes meer, waarvoor ek en jy aangekla en beskuldig kan word nie. Ons kry hierdie vryspraak, slegs omdat ons glo. Daar's niks wat jy kan doen om dit te verdien nie. Niks. En weet jy wat? Kom ek sê so, daar's niks so goed wat jy kan doen om jou vryspraak te verdien nie. En terselfdertyd is daar niks so sleg wat jy kan doen om jou vryspraak te verloor nie. Besef jy dit? Jy is slegs vrygespreek omdat jy glo in Jesus Christus. En dit wat sy bloed gedoen het, gaan lees daai vers Romeine 5 vers 1. En dit is God se oordeel. Romeine 3 vers 26 sê, sy oordeel oor jou is, jy is onskuldig verklaar. Jy is regverdig verklaar. En op daai oomblik kom daar vrede tussen jou en God, want die woede is verby. Die kwaad wat God gehad het, omdat jy 'n sondaar was, en so rebellie teen hom gehad het, is gone. Daar's nou vrede tussen jou en God. Julle is nou maatjies, wil ons amper sê. Hy is nie meer kwaad nie. Moenie vir een oomblik dink, ook al vloek jy, ook al rook jy nog, ook al skinder jy nog, ook al as jy partykeer lelik met jou man of jou vrou, die Here is nie kwaad vir jou daaraan nie. Jou vertikale verhouding kan nooit verander word nie, weer nie. Jy's onskuldig en onskuldig sal jy bly. Wat jy doen met hierdie goedes is jy voeder jou horisontale verhoudings op. Met die sondes en die goed wat jy nog verkeerd doen. OK? Jy moet dit glo. Jy kry nou ook toegang tot sy genade. O mense, en weet julle, die Here het vir my so 'n mooi prentjie gewys. Ek het hier geskryf. Jy stap nou in 'n dimensie in van God se guns is met my. Jy stap in 'n nuwe dimensie in van sy genade. Onder sy sambreel van genade. Onthou julle, ons het so 'n paar tye terug daaroor gepraat. Jy's in 'n nuwe dimensie. Dis soos julle weet, ons Moses was op heilige grond. Weet julle op wat se heilige grond is ek en jy? Op genadegrond. Op daai rooi tapuit. Die rooi tapuit van Jesus se bloed. Stap ek en jy met elke tree wat ons gee. Dis die prentjie wat die Here vir my gewys het. Sien jouself, as jy hier uitstap, as jy in die winkel stap, as jy by jou huis stap, as jy by vriende in die huis stap, as jy by 'n besigheid stap, as jy na 'n nuwe kliënt toe gaan, stap jy op die rooi tapuit van God se guns is altyd met my. Dis wat genade beteken. Ek het God se guns vir my besigheid. Ek het God se guns by my vrou. Ek het God se guns by waaroor jy ook al is. God se guns, jy stap in daai dimensie in. Jy stap op daai rooi tapuit. En ek en jy is ook
onmiddellik 'n erfgenaam saam met Christus. Dit beteken, alles wat Jesus het jy. Sy liefde is in jou, sy krag is in jou, die Heilige Gees gawes is in jou. Jy het die alle geestelike rykdom wat beskikbaar is, wat Jesus gehad het jy ook. En jy het ook die potensiaal om die materiële rykdom te hê wat in Jesus Christus is. Daarom dat hy sê in 2 Korintiërs 8 vers 9 dat hy het arm geword sodat ons kan ryk word. Dis deel van die genadeproses. En ek en jy word ook terselfdertyd verheerlik. Wat beteken dit? Dat ons uit onmiddellik die beeld van Christus, die heerlikheid van God se karakter, God se natuur, God se vermoë. As jy gaan lees Romeine 8 vers 29 en 30 sê, dat Jesus is die oudste seun van God, en hy het gesterf sodat hy baie broers kan hê. Want ek en jy is mos nou sy familie. En dan moet ons ook weet dat dit lei, hierdie vryspraak lei, dat ons 'n ewige lewe kan hê. Dat ons heerskappy kan hê, met ander woorde, ons het die autoriteit en die mag om op slange en skerpioene te trap. Ons het die autoriteit en die mag om ons sondige natuur te oorwin. Ons het die autoriteit en die mag om al die planne wat Satan teen ons kan hê, te oorwin. Ek en jy het die autoriteit en die mag om die wêreldsisteem te kan oorwin. En terselfdertyd het ek en jy die vermoë om te kan gehoorsaam wees, en ons het die wil om te kan gehoorsaam wees in dit wat die Here van ons vra. Gaan lees 1 Petrus 2 vers 24 en Romeine 5 vers 17 en 18. Ons het daai gawe van heerskappy en lewe gekry. En hierdie vryspraak, die feit dat ons nou nie meer sondes in ons het nie, sondes was 'n straf, siektes was 'n straf vir sondes, kan ek en jy aanspraak maak, omdat ons vry is van sonde, dat ons kan sê, liggaamlike gesondheid, kom vat ek nou vir my. 1 Petrus 2 vers 24, net soos wat jy vergewe is van jou sondes, is jy genees deur sy wonde. En wat aan die kruis vir jou geslaan is. Matteus 8 vers 17 sê, hy het die lyding van siektes en kwale en pyne, het hy op hom geneem. Alle siektes wat beskryf word, alle diseases, alle kwale, alle tekortkominge, liggaamlike tekortkominge wat jy mag hê, het hy op hom geneem, sodat ek en jy kan sê, dat Jesus se bloed het gemaak, dat ek en jy kan aanspraak maak op liggaamlike gesondheid permanent. Net soos wat jy permanent vrygespreek is van jou sonde, is jy permanent genees deur sy wonde, wat vir jou die genesing gebring het. En ons gaan nou 'n breek neem, en ons gaan 'n lekker teetjie of 'n koffietjie drink, en dan gaan ons verder aan.